program is rated PG-13. Viewer discretion is advised. Hallo? Hallo. Ja, dominee. Ja? Hoe laat? Was hy die hele nag daar? En dominee bel my nie eers nie. Ons is rasend van bekommernis en dominee bel nie eers nie. Nee, ek wil nie luister nie, ek is woedend. Ek sou onmiddellik gaan haal het, maar... Nee, ek wil nie luister nie. Waar is hy nou heen? Wel, ek is ontsteld, ek kan dit nie help nie. Wel, dominee kom by die buur gebel, het is nie 'n verskoning nie. Hy en Roelie het by die pastorie geslaap, maar is weer weg. Hardes het kastig die telefoon gebreek. Sy is siek, storie. Liewe jammer, juffrou, wat het gebeur? Kom in. Kom sit. Kan ek dalk vir u tee gee of iets? Nee, dankie. Wat het gebeur? Dis Tjaard. Kolonel. Wat ek in my verklaring gesê het oor Liesel Tjaard. Wat in die hof vir mevrou Visser 'n brief gegee het. Dit was alles waar. Juffrou, hoekom lyk jy so, soos jy lyk? Tjaard het 'n verhouding aan met sy rekenmeester, Antoinette de Villiers. Ek het hulle in die bed betrap en foto's geneem van hulle. En ek het die foto's vir sy vrou gestuur. Vir geld? Nee. Net sodat sy kan weet wat sy man sê het. Toe rand hy jou aan? Hy en Wilson. Wag net 'n bietjie. Depree, kom bietjie hiernatoe. Ek wil hê jy moet vir my 2 kerels inbring vir ondervraging. Jan, ek dink jy moet hiernatoe kom. Ja. Ja, dis oor die foto's. Juffrou, die ontmoeting by die spoorlyn, wanneer het dit plaasgevind? Die 14de Augustus. Het jy iemand in Tjaard se motor gesien? Ek het niemand gesien nie, maar daar moes gewees het. Tjaard het foto's gehad van die ontmoeting en 'n bandopname van alles wat gesê is. So, dan moes iemand in daai motor gewees het. Is jy bewus daarvan dat 'n man skaars 'n paar kilometer daarvandaan vermoor is op dieselfde dag? Ek het gehoor daarvan. Sergeant. Ag, bring asseblief vir my die identiteit van daardie kerel in die skuttermoordsaak. Dankie. Ek wil hê jy moet kyk of jy die man herken. Dankie. Herken jy die man?
Dit lyk soos Tjaard. Daar is seker niks wat ek kan sê nie, is daar. Ek is seker jy kan verduidelik. Dit was net iets wat gebeur het. Antoinette en ek het saam geëet na 'n direksievergadering. Ek het te veel gedrink. En ek het Antoinette op by haar woonstel vergesel, want ek wou nog iets met haar bespreek het. Kyk, dit kan met enigiemand gebeur. Heb jy die foto's geneem? Is daai Rita McDonald, sy daar ingebars. Ek weet nie hoe sy daar uitgekom het nie. Hoe lank is hierdie besigheid tussen jou en Antoinette al aan die gang? Dis die eerste keer, ek sweer dit. En dis die laaste keer ook. Ek beloof jou. Ek dink ek het veel erg in jou beloftes nie, Jan. Daar's Antoinette. Ek het haar gevra om ook te kom. Maak vra oop. Liesel, kan ons nie hierdie ding uitpraat? Maak vra die deur oop asseblief, Jan. Kom sit, Antoinette. Ek is seker jy stel belang in die foto's. Wel, nou weet jy. Dis handige getuienis vir jou egskeiding. Wie het gepraat van skei? Ek dacht dan julle dit al bespreek. Jan, jy het vir my gesê jy en Liesel. Hy het vir jou gelieg, Hartjie. Soos hy vir al die vroue in sy lewe lieg. Sê my, hoe lank is hierdie verhouding tussen jou en Jan al aan die gang? 6 maande. Ek en Jan gaan trou. Hy het gesê julle gaan skei en dan gaan ons trou. Jan, sê vir haar. Antoinette moet nie naïef wees nie. Naïef. Is ek naïef? En al die beloftes, al die mooie woorde. Jy het goed geweet ek sal Liesel nooit verlaat nie. Maar jy het beloof. En jy was so naïef om te glo, Hartjie. Sê my, was dit allemaal goed vir jou gewees? Woonstel? Ja, en 'n kar. En juwele. Die woonstel en die kar is in sy naam, nee? Ja, dis op sy naam. Alles is op sy naam. So het niemand ek gaan nou uitgeskop word. Jou lae gemeene skurk. Geen idee dat jy dit so ernstig opgeneem het nie. Geen idee nie. Toe ek vir jou gaan ligge daar in die hof voor McDonald, het jy gedink ek doen dit oor loyaliteit? Ek het dit gedoen oor ek lief was vir jou. Dis hoekom. Oor ek lief was vir jou. En al die tyd het jy met my gespeel. Elke keer as jy sê jy het my lief, het jy in jou hart gelag vir hierdie naïewe ou meisietjie wat jou so maklik glo. Is dit soos dit was? Antoinette, jy is net omgekrap. Antwoord my. Was dit alles net leuns? Jy neem het te ernstig op. Jy's 'n walglike mens. Jy het eers 'n klein bietjie ruggraat om wat te sê dat jy ernstig was nie. As jy kon, sou jy môre met haar wegloop. Maar jy weet, as jy hier uitloop, loop jy sonder 'n sent. Ek is jou brood en botter. En daarvoor sê jy selfs die meisie wat jy liefhet verraai. Ek verag jou, Jan Tjaard. Hierdie keer het jy jou kaarte verkeerd gespeel. Jy het jy net verhaal verloor nie. Ek is ook klaar met jou. Liesel, luister na my. Nee, ek wil nie na jou luister nie. Ek het genoeg gehad van jou psigopatiese beheptheid met jou liefdeskind en haar familie. Jou gewetenloosheid. Loop hieruit. Nee, wag. Ek en jy het nog niet laag gepraat nie. Ek en jy het niks vir mekaar te sê nie. O nie. Nadat jy ewe gewetenloos in 'n ander vrou se huwelik ingemeng het. Of dink jy is so onskuldig? Ek het vir jou nuus, Hartjie. In primitiewe tye sou hulle jou op die brandstapel verbrand het. Gaan vrek jy. Ek gee jou 1 uur om jou kantoor te ontruim. En 'n dag om met jou woonstel uit te trek. Die kar se sleutels kan jy sommer by die kantoor los. As ek iets oor daai juwele kon doen, dan sou ek. Maar ongelukkig kan ek nie.
Daarom kan jy dit maar pas Sella kry. En nou kan jy maar loop. You're watching Carl. Toe meneer iets gehoor. Jean is baie bekommerd. Hardes het 'n bottel slaappille daar weg. Ek het dit net eers vermis. Kyk, ek maar fout gemaak het. Maar dit was gisteraan nog in die badkamerkassie en vanoggend is dit weg. Ag ja, tog. Soek die polisie daarom na hom. Sê so. Dominee, ek voel so magteloos. Ek weet nie wat ek gaan doen as hy my kind doodmaak nie. Hy was daarom nog nooit 'n gewelddadige mens nie, Jean. En die kere toe my aangeraand het. Dominee, Hardes is tot enige iets in staat. Is jou pa hier? Hy is hof toe. Ek kry vanoggend 'n interdik teen Hardes. 'n Interdik? Wat 'n interdik? Ons vra dat hy nie vir Rolien sonder my toestemming mag wegvat nie. Maar wat help dit? Hy kan nie onbepaald op straat sit nie, Jean. Hy moet teruggaan na sy woonstel toe. Alles is net om skoon klere te kry. Die jongen die hele aand voor sy woonstel gesit. Die het dalk so terug gaan soen toe. Hy's nou nog daar. Hardes was nog nie daar naby nie. Jenny, hallo? Hardes, waar is my kind? Sy's hier. Hardes, asseblief. Ek bid jou. Bring haar terug. Ek sal enigiets doen. Bring net my kind terug. Sy is onskuldig, Hardes. Sy is onskuldig. Moet my kind seermaak nie, asseblief. Ek kan nie meer aangaan, Jenny. Sê my waar jy is. Toe. Sê vir my, ek sal jou kom haal. Maar wat eers Rolien terug? Kom ons werk dit uit. Dis in my en jou. Die arme kind is onskuldig. Kan ek met hom praat, asseblief? Hallo vanmôre. Dominee. Hoe gaan dit met my kind? Ek is so bly, ek is so bly. Ag, liewe jammer, my kind. Ek mag my nie veel aan ons kom nie. Nee, Waar is jy? in die straat. En wat is straat? Ken jy die straat? Nee, Wat is dit? Alles mag. Ek bid jou. Sê my waar jy is. mama, mama. Goeiemôre. Mevrou, ek is van Styl van Moord en Roof. Ek het 'n lasbrief van meneer Tiaart se kantoor deur gesoek. Bana. Wilson. Dis aan Groenewald polisie. Sy asseblief saam met my kom vir ondervraging. Verband waarmee? Staan in verband met die lijk van 'n man wat by 'n rivier gevind is. Sy asseblief saamkom. Net jaar. Daar is Peter se meneer se kantoor. Hulle is besig om vingerafdrukke te neem. Nee, vir hulle sê ek was hier nie. Hou hulle hier.
Ek kan nie meer. Moet jy nie. Ek het jou so lief. Vir jou geen probleem. Maar ek kan nie meer. Ek gaan weg. En ek vat Froline saam met my. Ek kan nie meer sonder jou lewe nie. Dis kom terug. Asseblief. Ek sal net jou toe kom. Dis verdaanloos. Jy weet. Dis my nie my kind toe. Ek had inderdaad nie wat jy sê. Kom het jy my gelos? Sê my net hoekom. Was ek so afskuwelik? Kom het jy my nie lief gehad? Kom huis toe. My skat, kom. Kom. Jy moet drink, kom. Dis gesond, kom. Drink. 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 Kom, skat. Kom, my skat, kom drink. You're watching Cul-de-sac. Ons het sterk rede om te vermoed dat die vader van die kind emosioneel onstabiel is. Dat hy haar onberekenbare fisieke en geestelike skade kan berokken. En dat hy toegang sonder die moeder se toestemming belet word. Ons vra dat hierdie tussentydse verslag van hierdie hof gemaak word, totdat ons met ons formele aansoek kan kom. Die aansoek word toegestaan en die keerdatum is 20 Oktober. Dankie, Heerle. Advokaat Visser. Ja? Ex-kolonel Greef. Kan ons dalk ergens gesels? Ek het 'n paar vrae wat ek u graag wil vra. Seker? Kolonel, ek het die aangeleentheid met die hoofregter bespreek en hy het my verduideliking so aanvaar. Maar ek dink ek en jy moet saam na hom toe gaan. In die lig van wat jy my nou gesê het, dink ek gaan hy aandring op 'n herverhoor. Sal ons gaan?
Ek is jammer, Dominee. Ons was te laat. Daar was niks wat enigiemand vir hom kon doen nie. Wat van Rolien? Die Here was met haar. Sy het geformeer in die kar. Sy het feitelik al die melk uitgebring. Hy moes haar geforseer het om te veel te drink en sy het na haar geword. Maar sy slaap nou. Haar respirasie en haar hartklop is normaal. En haar brein funksioneer op normaal. Ek dank die Here daarvoor. Jeannie slaap nog die hele tyd. Sy sal deurslaap tot môreoggend. Ek sal vir Rolien huis toe bring sodra ek seker is daar's geen komplikasies nie. Ek is jammer. Die weë van die Here is duister. Ek is jammer. Ek voel jammer vir die man oor wat gebeur het. Maar op die lang duur sou hy vir Jeannie vernietig het. Dat Rolien leef is net 'n bestuur. As sy dood was, sou Jeannie van haar kop afgeraak het. Wie weet hoeveel skade daar nie reeds gedoen is nie. Ek sal later kom. Ek wil bly tot Rolien wakker word. Sy nog aan intensief. Ja, ma. Kom jy eens toe. Ja, vir 'n rukkie. Dink jy nie jy moet maar vanaand daar bly nie? As Jeannie wakker word, gaan sy jou baie nodig kry. Goed. Is dit regter Visser? Advokaat Visser, kan ek help? U was die waarnemende regter wat die multikliniek saak voor het. Ja, Dis Antoinette de Villiers. Ek was die derde aangeklaagde in die saak. Ek dink ek het inligting wat u baie interessant sal vind. Wat se inligting, juffrou? Theater die boekeboek ook. Ek het hom gehelp. Ek het onderdruk daardie hof myn eet gepleeg. Ek het vir Theater gelieg om hom te help. Ek is bereid om daaroor te getuig. Liewe land, juffrou. daar is 'n moontlikheid dat die saak op verhoor gaan. Maar ek dink jy beter die polisie self bel. Kolonel Greef werk met die saak. Hier is die nommer. Ja? Ja? Juffrou, wil jy nie inkom hiernatoe nie? Asseblief tog. Dankie. Dinge begin nou al kante toe oopbreek van Seil. Die hart is bespreek op die 8:30 vlug na Parys. Kry die lughawe polisie om hom daar in hegtenis te neem. Nee, ek dink gaan jy liewester self. Het jy dalk enige nuus vir my? Ja, kolonel. Die vingerafdrukke op die bandopnemer en die kamera klop. So die arme skutte was by hom in die kar voor hy vergiftig is. Gaaf. Ek het baie dinge in my lewe verkeerd gedoen. Dat jy my nooit gesê het van teer in jou lewe nie is ook my skuld. Want ek was nooit baie toeganklik vir jou geheime nie, was ek. Dis alles nou verby my man. Ek is so dankbaar om terug te wees by jou en die kinders. Dis vreeslik om so alleen te wees. Ons het soveel om oor dankbaar te wees. Ja, jong. Sê vir my, wie is jy die liefste in die lewe? Van mamma en papa. Gedagte mamma se hand, ek in die kamer asseblief my skat.